Hallo julle en welkom by nog 'n episode van In Praktyk. Mag ek sê nee, seker nie. En op die ou einde van die dag kom dit neer op hoe ons reageer teenoor enigiets in ons lewens. Hey, gaan julle daai dinge wat Ek en Gerald moet eintlik skaak speel terwyl ons Welkom by nog 'n episode van In Praktyk. Vandag gaan ons bietjie met Bobby van Jaarsveld gesels en met Kate en met Marley en ook met myself oor die teater en reekse en films en die sepie, die verskillende genres wat ons in ons vermaaklikheidsbedryf kry en die verskille en natuurlik ook die belangrikste van alles, Kate en Bobby se storielyn. Michael en Nicolette se storielyn wat tans uitsaai en die verskillende challenges wat hulle ervaar het tydens hierdie storielyn. So ja. Okay, so, ysbreker. eerste seisoen en lekker seisoen op skerm. Al twee op skerm. Op Go. skerm. Boom! Eerste seisoen en lekker seisoen op skerm. Ja, go. Ek dink jy moet dit lekker seisoen sê nie. Okay, eerste seisoen. Eerste seisoen. Eerste Eerste seisoen. seisoen. Eerste seisoen go. op skerm was Lika Burning geweest met Liefling daai tyd, baie jare terug toe ek klein was. Ja, jy het nou gesê is 21 gewees hè? Ek dink so 21 Dis ja. crazy om te dink. Maar myne was Cas McFadden en Oh my Erfsondes. Ja. Dit was my eerste seisoen. En joune? Myne was Kobus Cooper Gomes gewees in die 4de seisoen van Getroud met Rugby. En myne was Tomorrow Day in 'n featurefilm. Ja, ek gaan nie die naam noem nie. Ja, ek dink Van die featurefilm nie. Ja, Hoekom nie? sommer nie. Okay. Ja, lank storie. Hulle nie mense moet dit sien nie, wat. Ja, nie dit weet. En was dit lekker? Oh my god. Die fliek of die soen? Dit nie een van die twee is alles is vir my eintlik 'n blur. Dit was nogals, ek moet sê dit was nogals, for a first time om dit nou nog te doen met 'n female ook is Kyk dit blok mens trauma uit. Ja. Kyk, Bobby, hierdie storielyn is nogal intens. Nee? Of is dit net ons wat dit so ervaar het? Ons van buite. Ons van buite. Nee, dit is intens. Ek weet net nie hoeveel ons kan sê om dit of sonder om dit weg te gee nie. Ja, dit is nogals intens. Wel dit was 'n dag van intensheid, sal ek sê, eintlik maar. Daar's 'n paar tonele wat intens is. Dink is Ja. wel ons het so 'n bietjie gesoen. Dit was intens. Bietjie. Okay. Hoeveel van dit onthou jy, Bobby? Was dit jou 'n blur? Nee, as jy blur is nodig. Ja. Wees. Nee, dit is nogals intens. Ek voel dis 'n baie lekker karakter vir hom om te speel want daar's ja. Mense verwag ietsie en jy sê okay cool, ja, tipies dit om daai karakter te wees en dan swaai dit completely en ek voel ook vir Nicolette se karakter is dit die eerste keer wat sy weer haar hart oopgemaak het na Steve Steve se karakter, ja. Want sy maak net regtig haar hart oop nie en hier kom hierdie dude en hy charm die hel uit haar uit en sy sê okay cool, ek sal go for it En dan is dit eintlik en dan het sy nie vir haar gut geluister nie want haar gut het vir haar gesê iets is nie lekker nie en dan sy vriende sê hou op dit oordink, soos gaan net vir dit. Jy werk die hele tyd, go for it. Ja, allow yourself to be happy. Dan leer sy ongelukkig net weer eens haar les. En met so 'n intense storielyn, as jy nou die tekste ontvang, wat is julle eerste gevoel oor daai tekste as julle dit deurlees? Het julle klaar vooraf opgestelde idee van hoe jy dit gaan vertolk of ervaar jy dit maar in die moment en kyk wat jou mede-akteur vir jou gee? Ek weet nie, ek dink elke ou of ek wat nie noodwendig hierdie genre ken nie. Ek dink jy maak maar jou eie karakter op in jou kop en dan eintlik as jy op die stel kom dan is dit dalk nie presies wat jy gedink het nie en dan moet jy aanpas. Ja. Maar ja, ek het dadelik die karakter gelees as 'n eintlik 'n bietjie 'n psychopath Okay. en ek wou hom amper so gespeel het Van die begin af. van die begin af, ja, maar toe is dit nie noodwendig wat hy moet wees nie. So ek weet nie, ek soos ek sê, ek doen nie baie hierdie wat julle doen nie. So dis my nuwe ou ding, maar ek doen dit te min om te sê ek weet wat ek gaan doen. So ek wag maar ek hou daarvan as iemand my direk. Ek Ja. het nodig op 'n vloer en ek wil speel wat hulle wil hê ek moet speel. Yes. Bobby, maar jy was sorry. Nee, ons het vlugtig gepraat oor die toneel die dag voordat ons dit geskiet het en toevallig toe kom die regisseur na ons toe. Sy sê soos hoe dit op die papier is nie ons dit môre gaan doen nie. Wow. Want mense moet dit baie keer 'n bietjie meer simplify want anders raak dit te tegnies en Ja. te veel skote en dan gaan die oomblik
dit val weg. Ja. En ja, toe het ons dis die eerste keer want ek lees maar my tekste. Ek gaan dit deur die aand voor die tyd. Dis maar hoe ek leer. So ek het nie geweet dit is so intens 'n dag voordat ons dit geskiet het toe ons daaroor gepraat nie. Maar ja, solank jy mens net weet jy's veilig saam met iemand teenoor wie jy speel en die regisseur weet wat hulle doen, dis good, dis fine. Jy's lekker. Ja, en ek het jou seer gemaak toe ek so teen die muur vasdruk. Ja, dit het hard geklink. Soos baie keer is dit meer intens en almal sê as jy okay, dan sê jy dis fine. Dit het net hektiek geklink, maar dit moet intens wees, dit moet hektiek wees. Anders doen jy dit nie justice die situasie Dit nie. was intens, ons het iets gebreek op stel uit. Ons Ja. of jy Maar my toe ek jou teen die muur vasdruk. my mic pack het die Magies. ja, het die ding gebreek, maar ja. Dis nogals interessant as jy praat van jy wat jy sê voor die aand voor die tyd. As ek weet ek het 'n groot storielyn wat kom, dan hou ek daarvan om dit te gaan lees in sy geheel want 'n mens wil jouself ek wil myself moet- kind of ja. pace like waar moet ek jy weet waar's die crux van die storielyn en jy weet maar dis interessant want party mense verkies om dit lank voor die tyd te lees en die anticipation, ek kan nie dink aan die Afrikaanse woord nie, ek wil sê antisipasie, ek seker dis nie die eintlike woord nie. Maar anyway, dit weet raak excited, daai scene kom. Maar partykeer dan op die dag, presies dit, dan is dit iets heeltemal anders as wat jy verwag het. En dan voel dit underwhelming, né? Dit is weird. Ja, ek dink is vir julle ken nou al julle karakters. Hulle is nou 'n paar jaar hierso. So julle weet nou wat die karakter gaan sê, hoe hy dit gaan sê of hoe sy dit gaan sê. Ja. Vir my voel dit ek moes nog vir Michael gevind het. Hoe hy gaan react op sekere En- omdat ek nie lank op die stel is nie. Ja. Moet ek nog uitfigure wat Michael eintlik doen en hoe hy sal dit ja, doen. Ek dink julle ken al julle karakter. Julle sal weet as jy teks lees. Ja. Jy Jy weet so of jy gaan al reageer. klaar so reageer, Ja. so dink. Is dit jou eerste keer in 'n sepie? Ek het lank terug mense gedoen wat 'n komedie was. Okay. Maar daar was meer reeks. Ja, dit soos was 'n reeks dit is meer Ja, so reeks. want ek meen die sepie medium op op sigself is baie challenging. Dis baie tegnies en daar's baie om aan te dink. So ek kan net dit is baie intens om in te En kom dit kan intimiderend wees. ja, dis intimiderend en ook dis net jy weet hoeveel merke en die tegniese aspekte van dit en nou saam met dit het jy 'n nuwe karakter wat jy moet vind. Iemand En nie vinnig teenoor het wie jy moet afspeel. speel. En eintlik as dit klaar is alles 'n blur. Dis hoekom ons wat jy gaan van stel af en jy kan eintlik niks onthou behalwe daai gevoel voor jy ingaan en as jy uitstap nie. Jy weet, Dit is definitief nog die moeilikste vir my tussen Ja. teater, film en multicam wat hier gebeur. ja. Dit is definitief moeilik en is vinniger as normaal. So dit is baie meer stresvol. Ek weet nie hoe julle dit ervaar nie, maar julle is al jare in die game. Maar dit is verseker moeiliker as teater of Vir my ook film. die moeilikste medium wat daar is. Maar dit is baie rewarding as jy dit reg kry. Ons het baie pret ook opstel. Maak nie saak wat se storielyn dit is of dit nou 'n intense storielyn of nie is nie. Daar's altyd glipsies glip in en foupas glip in. Foupas. Foupas. Wat is dit? Dis 'n Foute. bietjie van 'n Fraudulent slip. ja, soos 'n woordfumble wat iets beteken maar dan kom hy anders uit. So ek gaan nou nie my voorbeeld gebruik Ek dink jy moet. Nee, ek dink ek gaan Ek glad dink jy nie moet kyk regtig, wat ek se dink jy- foupa het jy al Ek kan nie. beleef Ek het nog nie. Ek opstel. kan nie dink. Ek kan nie. Maar dink jy wat- moes al wat 'n ek al foupa gedoen gehad het, het. Ek dink jy's die koningin van foupas. Nee, sy Ek is maar niks van dit mag ek enigsins ooit op 'n kamera. Dit is net die woord is net soos die feit dat ek daaroor lag is eintlik skokkend. Dit is soos en dis so erg. My Dis ook fout joune is. is lekker jou aans. Klap hom. Wat sou julle sê is die grootste behalwe nou multicam en single cam en die feit dat mens soos 'n worsmasjien werk hierso want dis wat ons doen. Ons moet 17 tonele 'n dag. Dis basies 'n episode en nog 2 scenes 'n dag moet ons lewer. Maar wat sou julle sê is die grootste verskille tussen reekse en films en sepies en wat verkies julle om te speel? Ek sê die grootste verskil vir my is dat as jy 'n series gaan doen, 'n reeks gaan doen of 'n movie gaan doen. Jy weet dis wat jy doen vir die volgende, is dit nou 6 weke, 8 weke, 13 weke. En op 'n manier is dit 'n bietjie soos short form, né? Nee? En ek voel mense het half hierdie ding, jou exit liggie op 'n stadium gaan aan. En daar kom 'n punt opstel wat dis tempting om te gaan. Ek hoef nie moeite te doen om met hierdie persoon verhouding te bou nie, want ek gaan huis toe oor 2 weke. En wat ek
mal oor is in die kultuur van elke dag opdaag vir werk, is dat ek myself aanspreeklik moet hou vir die respek wat ek aan mense gee en die verhoudings wat ek bou. Want dit is 'n bietjie soos, verstaan jy, dit is langtermyn. En dis iets van CP wat daai stabiliteit van dit word voel vir my daar's 'n onderliggende mense is bewus van dit. En dit maak vir my dat op hierdie stel of op 'n stel van 'n CP long form voel ek daar's hierdie safety net want mense is bewus van dit. En dit is ja, ek is mal oor dit. En So verkies jy CP. Sjoe, ek dink teater sal altyd wees soos die lover, net soos die waar ek passionate is, die instant gratification, jy weet, is daai gevoel, ek's mal oor hoe ek Daai voel. adrenalien rush van Daai wat die gordyn gaan oop en jy ruik die mense se perfume van die eerste 3 rye en hierso is iemand wat vir jou iets stout fluister in die wing en jy mag nie lag nie. Ja, dit is wat ek love van teater, maar as dit kom by 'n groot mens wees en elke dag in jou craft werk, want tog teater sê hulle elke dag is 'n ander dag, nê? Elke dag as jy opgaan is dit 'n ander show, geen show is dieselfde nie. Maar hierdie medium CP is dieselfde. So Dis waar. dit is baie challenging, maar as jy regtig besluit maar dit is wat ek wil doen en ek gaan die beste weergawe van my karakter wees, dan is dit eintlik baie exciting. En jy, Bobby? Ek moet eerlik wees, ek weet nie. Hierdie is vir my verseker die lekkerste, dink ek, want Maar dis omdat ons sulke nice mense is. ek wil net sê die regte show is hier buitekant agter Ja, die dis kameras. die waarheid. Ek wens die mense kan dit sien want dit is Ek dink hierdie mense moet vir dit is vrek snaaks. Dit is amazing hoe close julle almal is. Julle is regtig letterlik soos 'n familie. Omdat julle al so lank saamwerk en gaan werk nog. Vir my wat so vinnig in en uitkom. Ek was eerste week definitief baie skaam en half in die kamer gesit en binnekant gesit en leer nog mense ken, maar dis na die 4de week of die 3de week, 4de week sit ek nou buite en ek chat lekker. En dit is gemaklik. Dit is vir my amazing hoe almal close is. So wat agter die skerms aangaan is my mooi. Julle is regtig familie vas en dis 'n mooi prentjie. Ek wens mense kan dit sien. Die werkkultuur. Ja. Mooi. So as jy weet jy's lank aan iets dan ek weet nie dan julle verhoudings is baie great. Maar ek love film. Ek love definitief flieks maak. Te min al van dit gedoen, maar dit is ook kort. En ek is ou weet daai ek love teater ook, maar in teater kan nogal lank aangaan. Hang of hoe lank die run is. Maar jy raak so close met iemand en dan kry jy daai wat noem jy theater blues. Post-production blues. Letterlik Ja, en ek dink En dat dan ek kry op ek dan se hartseer. Ek mis die mense. ja, en ek dink 'n mens kom dan op 'n close punt wat jy sê I'm not even going to bother with the next one. Ek gaan nie met hierdie mense nou hierdie verhouding bou nie want dit gaan weer oorwees en die boys is actually regtig nie lekker nie. Ek weet nie, ek is mos maar ek like iets van alles. So ek is happy met enige ding solank dit daar net lekker mense is en ek lekker jol is, ek happy daar. Maar wat jy gesê het 100% is lekker om te weet jy kom na 'n plek toe waar jy veilig voel en veilig is en jy weet wat om te verwag elke dag. En ook net jy kan net soos op jou ergste wees en die mense ontvang jou, verstaan jy, maak nie saak wat nie en jy kan jol. Soos jy's nie bang om te gee nie want jy weet ook wat jy gaan terugkry. So, Ja. CP is baie lekker, maar ja, ek love ook film en ek love alles. Ek love alle genres. En jy? Nee, ek dink ja, ek is ook maar teater opgeleide aktrise, so teater is my soos jy gesê het nou die lover, Groot liefde. die groot liefde, maar ek hou van die sekuriteit van die CP, ek hou van om te weet ek het 'n doel vir die dag. Ek het te werk om na toe te gaan. Ek sien bekende gesigte, my chommies, jy weet, daai ding. 'n Reeks is ook lekker, omdat jy weet, dis die begin en dis die einde, so jy kan jouself pace, Ja. emotionally en fisies pace Ja. deur 'n reeks en 'n film ook. Jy weet waar begin die storie, waar is die middel van die storie, of die klimaks van die storie en waar is die einde van die storie. So dis ook vir my lekker. Maar wat ek meer geniet van die CP is dat ons het nie 'n idee waar ons karakters se stories eindig nie. Ja, daar is So dis amper soos die lewe. Jy weet nie wat môre wag vir Naomi nie. Jy weet nie wat môre wag vir Nicolette. Nog 'n heartbreak, nog dalk jy Life is weet. like a box of Ek chocolates. kan onthou die dag wat hy hier ingestap het en hy was soos nee, hy gaan kom jol en
En jy sê teenoor wie en hy sê Nicolette ek so. Ek sê dis my karakter. Ek sê okay, cool. Check you on the flip side then I guess. Ek was maar 'n flip. Ja. Wens julle daar's ietsie in die CP wêreld wat julle kon verander? Ek meen ek ry elke dag huis toe en dink aan alles wat ek anders kon doen. Ja, ek overthink dit elke keer na 'n toneel. As ek so Dan sou moet ek eintlik woorde leer vir die volgende toneel, Ja. maar ek bly stak in die vorige toneel want ek dink, "Shit, ek kon daai beter gedoen het, daai beter. Kan ons gou weer oorgaan, maar jy kan nie." Ja. Jy moet Dis die maar- challenging ding van 'n CP is dat jy moet jou woorde so goed doen dat daai performance wat jy gee in jou kar op Rabiestraat op pad huis toe, wat jy gaan, dis dit, dis hy. Verstaan jy? inderdaad. Daai moet al op die vloer wees. Wat beteken jy moet so voorbereid wees. Dis so maar dit moet uit jou mond uitval asof jy net elke dag is as jy praat. So dit is nog. Ja. Wat is julle taboe, die rol wat jy nooit sal aanvaar nie? Maak nie saak wat die geld is nie, maak nie saak wat die geleenthede na dit is nie. Wat is vir jou, Marley, daai taboe rol wat jy nie bereid is om jou siel voor prys te gee nie? Jogg, daar's baie goed wat ek sal aanvaar. Ek is bereid. Ek is nie bang vir donker nie, ek is nie bang vir edgy nie. Vir my die taboe is as daar nie respek is vir 'n akteur op stel nie. En as dit wat uitgedruk word in 'n storie nie rede het anders as ten koste van my modesty of jy weet as dit disrespect is vir vrouens vir geen rede nie of so nudity byvoorbeeld ek is hoorie as dit sin maak, as dit in die storie hoort. Verstaan jy, as ek 'n karakter speel wat donker is, daar is nie vir my 'n taboe nie. Maar vir my, jy moet daai kat uit 'n boom uit kyk van alle kante af. En dan moet met jou gut vertrou. Ek dink die grootste les wat ek wens ek vir my 20-jarige self kon sê is daai elke keer wat jy daai ietsie gevoel het sê op papier lyk hierdie amazing. En dan maar daar's net ietsie wat gaan En verstaan jy nou waar ek nou sukses ek moes geluister het. Daai ding was ek onseker oor. So ek dink 'n mens moet dit is so elke situasie is so sy eie monster. Wat is jou taboe? Ek gaan nie my klere uittrek nie. Nie nou nie. Okay. Sny daai. Paul wanneer sy haar dagtent besoek. Ja. My daktent. Nee, ek stem 100% met jou saam. If it's valid, dan as dit die storie, jy weet, eer en belangrik is vir die storie om so iets te doen, dan dis nie ek gaan dit nie noodwendig doen nie, maar ek het respek vir mense wat dit bereid is om dit te doen. Ek is gebou soos 'n verstandtand. So ek gaan nooit eendag my klere uittrek op stel nie. Nie op die verhoog, maybe op die nie eers op die verhoog nie. Maar verseker nie op film nie. Maar mense kan pause en inzoom. Maar kyk maar hier is die ding nê, is jy sê nou so jy wil nie uittrek op stel nie of voor 'n kamera oor hoe jy voel, nê, oor wat jy sien in die spieël en jy sê dit hoort nie op TV nie. Ja, niemand maar wil dit sien. vir my Annie is dit soos en dis tyd dat akteurs begin gaan. Ek vertel 'n storie en ek is 'n regte mens in iets wat regtig gebeur het. Verstaan jy? So vir my, selfs dit is as ek net daar is vir eye candy, dan wil ek dit ook nie doen nie. Ja. So vir my is dit maar as daar 'n rede is hoekom jy call is in die scene, wat ook al die rede, ek meen ons hoef nou nie in dit in te gaan nie, maar my punt is dit is vir my so vrymakend om so daaraan te dink is 'n liggaam hoef nie you don't have to sexualize it. Jy weet, Ek sal eerstens nie gemaklik wees nie en as jy nie gemaklik is op 'n verhoog of jy in jou eie wese gemaklik is op 'n verhoog of voor 'n kamera nie, it's gonna show. Ja. En dan gaan jy afbreek maak aan die storie, dan gaan jy dit so. glad nie justice doen nie. So dis kom ek dit vat want ek weet ek gaan nie gemaklik Ja. voel nie. En ook daar's altyd ek weet ek speel 'n karakter en die mense, ons kykers daar buite weet ons speel karakters. Maar vir my is daar ook nog steeds daai stemmetjie in die kop van my ouers kyk hierdie. Ja. My familie kyk hierdie. Daar is mense daar buite wat so verdiep is in ons stories
dat hulle partykeer vergeet ons is karakters en nie die regte Joanie of die regte Marley nie. So ek is maar nog altyd ons het nog 'n baie ek voel 'n konservatiewe kyker en ons is baie konservatief met die jy weet ons as Afrikaners en Suid-Afrikaners. Dat ek dink ons is nog nie waar Hollywood is waar 'n aktrise of 'n akteur dalk 'n bietjie boob kan wys en ons kan gaan ons sien na 'n volgende film En ons vergeet en van ons daai- vergeet heeltemal daarvan. En dis seker omdat die Maar bedryf dis so omdat daar klein keuses is. Dis hoekom. Soos hulle kan van 'n boob afgaan na soos die diepste karakter ooit toe. Soos daar dit is omdat daar baie keuses is vir hulle. Soos hulle kan hulle Ja. Maar talente kyk, showcase. ek voel wie ek was toe ek net in die bedryf ingekom het kans gesien vir baie meer nudity en het kans gesien vir weet as dit nou kom by daai genre, nie daai genre nie, hoe kon ek sê, so simulated sex en nudity is dit soos in want selfs as jy dit kan justify en ek praat wat nou van karakters en so, die ander kant van dit is jy kan met die beste intensies dit doen, maar dit gaan oor hoe dit besief word, nê? En ook dat jy is dalk okay daarmee as 'n 22-jarige, maar die dag as jy 43 slaat, is daai nog steeds iewers op skerm. Nê? In Suid-Afrika. Ja, En met so 'n klein bedryf is dit is tricky. ja, jy Bobby, taboerol vir jou, 'n karakter wat jy nie sommer sal aanpak nie, nie noodwendig 'n karakter nie, maar 'n produksie waarvoor jy dis vir jou 'n no-go. Dis nie eers ons gaan nie eers hierdie gesprek hê nie. Ek gaan nie daaraan deelneem of ek gaan glad nie betrokke raak by so 'n produksie nie. Ja, dit Dit is hang so iets. hang af vir my so ek dink my situasie is dalk bietjie anders omdat ek 'n sanger is en ek het 'n ander bedryf om te doen en ek moet nog musiek verkoop. Is dit moeilik om ja te sê vir soos galtonele of sekstonele of wat ook al. Want die mense gaan dit nie so sien. Hulle gaan nie die karakter kan skuif van die sanger nie. So dit is vir my moeilike ene, maar klink dalk weer op sigself. Ek is nie 'n skaam ou nie. Dit is ook goed is so ek sal nie omgee. Joh, dit klink weer. Ja, Nee, dit is maar net as 'n akteur sal jy nie omgee om dit te doen. Ja. As 'n maar jy is sanger, nie net 'n akteur nie, Ja. presies. Ja, en ek dink die publiek sal dalk kwaad word vir my. Ek weet nie. Dis interessant. In 'n manier want ek moes nou neergeset vir 'n reeks, wat ek redelik ietsie moes wys. En 'n paar dinge doen. Toe dink ek net maar dit klink soos 'n amazing rol want die storie klink amazing, dis 'n amazing teks alles en dis besonderse akteurs almal is daar binne, maar wat gaan ek al nadoen? Ja. So daai gaan altyd bly en Yes. miskien eendag sien my eendag. kinders dit ook nog, so gaan ek dan nog dieselfde voel. Ja. Al is dit 'n groot opportunity geweest, moes ek nee sê. Ja. So ek weet nie. En wat ook moeilik is vir jou Bobby is like dis dis een ding om te act. Dit is baie lekker want jy skuil agter jou karakternaam. Jy het 'n produksie huis wat jou shield, jy directors wie jy kan blameer as jy nie great is nie. Iemand trek jou aan, iemand wat ook al, maar vir iemand wat met sy eie naam op 'n verhoog gaan staan en 100% moet staan vir elke liewe besluit. Ja, kan ek dink veral as dit is waar jy begin het, dit is waar jou naam gebou het. So eintlik moet dit nogals confusing wees om dit so om te doen, want hier's hierdie Ja. wildernis daar buite waar altyd dit was die lyne. Nee, ek beskerm my brand. Dis wie ek is en nou is jy in hierdie wêreld waar mense hulle self buite 'n kamer sit, ingaan 'n karakter speel en uitstap en aangaan. Jy het audisie vir binnelanders. Hulle het jou nie gevra nie. Ek het 'n audisie ja Great. vir Michael. Ja. En met daai is jy partykeer bang dat omdat jy sanger eerste is of eerste was voor jy akteur was, dat mense nie noodwendig gaan inkoop in jou karakter nie, want hulle sien net vir Bobby van Jaarsveld. En kom ons let's call a spade a spade. Jy is een van ons gewildste Afrikaanse sangers. Reinhard het nou net 'n
'n great storie vertel van toe hy nog in Adam was julle op toer saam met Nathaniel en julle het by die Taalmonument uitgestorm op die verhoog en daar was duisende mense en mense het gecheer vir Adam en toe kom Nathaniel, toe cheer hulle bietjie harder en toe kom jy op die verhoog en toe sit asof die hele Taalmonument skud, soos die mense te kere gegaan het vir jou. So is daar 'n vrees dat mense partykeer nie in jou karakter gaan inkoop nie, want hulle sien vir Bobby van Jaarsveld en hulle sien nie Michael nie. Elke keer. Dit is heeltemal so, maar ek dink is omdat ek dit self kyk ook en dan jy sien jouself ook. So jy sien nie vir Michael nie, ek sien nie vir Michael nie, ek sien vir Bobby. Maar dis heeltyd in jou agterkop, ewen op vloer as jy speel ook. Hoe gaan ek nou hierdie karakter uniek maak? Hoe gaan ek hom nou anders maak as Bobby sal? Ja. So dit is my, ek weet nie eens wat om te antwoord nie, want dit is elke reeks, elke film, elke ding, hoop jy 'n mens sien 'n ander karakter. Ja. Ewen op Spoorloos wat 'n way ander karakter is Ja, wat ja. ek self is. Ja. Voel dit vir my steeds die mense sien eerder die sanger raak as die akteur of die karakter. Ja. So daai is moeilik. Ek weet nie hoe doen mense dit om die karakter te skei van die persoon af nie. Ja. Veral as die mense die persoon ken. Ja, dalk nie. ja. Dis hoekom ek sê ons kom amper van 'n beter plek af want Ja. ons kom as blank Ons is canvases net dieselfde. in die bedryf in. Wat is jou voorbereidingsproses met so 'n tipe karakter? Want ook met die sepie wat so 'n vinnige medium is, jy kom in vir 3 maande, jy moet jou hele karakter, jy weet, voorberei in daai 3 maande en dan moet jy dit kom vertolk die beste van jou vermoë en jy moet soveel soos wat jy kan die kyker laat sien, wag, hierdie is nie Bobby nie en hierdie is eerder Michael. So dit moet vir jou 'n challenge en 'n half wees om dit te kan. Ja, dit is ek het nogal gewonder hoe ek dit gaan doen want of is die brief lê voor tyd so 'n bietjie van hoe die karakter is en wat hy min of meer sy streke en alles, maar nou wonder ek hoe, soos ek sê, ek wonder hoe gaan ek nou hom nou anders maak as Bobby self, moet ek vir my lisp gee of moet Luister nou vir my. Ja, ek love it. Luister Nicolette. Luister wat ek weet of moet hy brei of wat ek ook, maar toe besef ek hierdie karakter gaan nie, want dan gaan hulle my serieus op. En ons op die vloer gelag het die hele tyd. Dit sou nie gewerk Yes, nee, ek sou nie vir jou kon ek en jou Annie moes nou die dag het toneel gedoen het, ons verby mekaar gekyk het en dit sou ek sou besef jy sou nie vir jou kon kyk. Dit was verskriklik erg. Wat is daai karakter wat jy met elke liewe sel in jou liggaam nog eendag wil vertolk? Ek wil soos 'n psychopath wees. Soos daai movie van Split. Split. Al daai is split dat? James personalities. McAvoy. James McAvoy daai. Verskillende So ek karakters. sal love hom so donker. Ek weet nie, dit gebeur min vir my dat ek so kan of nog nooit regtig. Want ek het kan psycho speel nie. Ja, wat jy net so in so 'n karakter kan jou delf. wortels Ja. net daar Yes, indruk en ja. jouself amper heeltemal verloor. Ja, so daai is my Jouself ene wat ek toets. soek. Ja. Kyk. Ek sal love, ons het hierdie week ook daar gepraat, maar het julle al Yellowstone gekyk? Oh, Best van Oh Yellowstone. my gosh, ja, ja. almal. Ek sal love om so 'n karakter So kompleks, te speel. nê? Ja. Want alles van haar is net soos sy kan sag wees, soos jy sien haar vulnerability, maar jy sien ook soos die heeltemal 'n ander kant van haar ook, soos Volronde teenoorgestelde. karakter. Yes, sy's so mooi. Daai karakter is so mooi deurdink. Ek love En ek meen die aktrise. Skopskiet en donder. Ek wil asseblief net so graag. Ek wil net iets slaan. Ja, ek wil rolle speel wat my bang maak. In terme van die uitdaging daarvan. Yes. Ek ja, vir my action movies, ek is 'n fisiese mens. Enige iets wat my fisies uitdaag, gee my lewe. Ek love it. Ja. Aan die ander kant, die teenoorgestelde daarvan is om iets heeltemal in te bring en iets so kompleks te speel Ja. dat dit so klein is, Maar so groot impak het. groot impak So, het ja. om 'n karakter soos 'n Beth of jy weet daai dit is vir my ja, maar ek meen go-to as iemand sê droomrols, ek soos was die machine gun. Weet. Verstaan jy? Dit lyk Straf so my aan lekker. iets, ek wil deur die lug dit doen. Tomb Raider. Tomb Raider, ja. exactly. Ja, so Atomic Blonde is nog steeds vir my net en die feit dat Charlize Theron al haar stunts self gedoen het en Ja. ag, net as jy dit kan doen. Dit is soos endurance sport, nê, so 'n Ja. bietjie. Baie keer gaan ek deur moeilike goed in my lewe en dan gaan ek, okay, maar ek het al soveel kilometer op 'n fiets gery. En ek was bang. En dan sit so,
en as ek dit kon doen, dan kan ek hierdie doen. En ek dink met rolle is dit ook so. Dit is so man, as ek daai kon gedoen het, dan hoort niks my meer bang te maak nie. Ja. Ek dink die oomblik as jy in daai tipe kringe begin beweeg, dan kom daar van nature en hy's ander tipe rolle ook. So dan kan jy Want dan die Jouself element van vrees van in klein dit. wêreld. Yes. Ek het ek het my eie karier geëindig met toe ek ja sê vir daai rol en goeters is nie meer realiteit, Ja. is nie meer 'n ding nie, want Ja. so dis ek dink jy dan ander vrese. Maar dit is eintlik so erg ook want ons as akteurs as ons vir akteurs kyk wat nudity en goeters doen. Dit is nie soos, kan jy gelus Ja. jy check dit en jy sê okay, cool, lekker en dan sien jy hulle in 'n volgende ronde sê jy okay, cool, sharp en dan dis nooit so 'n ding Ja. vir ons as akteurs nie. Maar praat jy nou Maar- van Suid-Afrikaanse akteurs of Van praat jy dis die van oorseese akteurs? Want kan ek vir jou sê hoe ek as ek byvoorbeeld Amerikaanse movie kyk en ek sien 'n Kate Winslet of wie ook al 'n soentoneel doen, dan gaan ek, okay, dis so mooi, dit werk vir hierdie wat se naam. Maar nog steeds as ek hier buite in die green room sit en ek sien Marley en François 'n soen sien doen, dan gaan ek, hey, Jy weet nie is om te dit kyk omdat nie, ja. dit of is dit because of the familiarity van dit dat ons mekaar ken en ons actually maatjies en ons weet jy het 'n man by die huis en kids en François het 'n meisie of 'n vrou partner by die huis. Dink jy dis hoekom dit dalk vir ons weird raak want baie van ons cringe in die green room as Mense Reinhard sê- en Melle soen sien het of as ek en Germante soen sien het of julle twee 'n soen sien het of wat ook al. Ek dink dit is 'n Afrikaanse ding. Ja, ek wou net sê, ek dink dit is die In 'n mate. Afrikaner Want kultuur. soos byvoorbeeld ons is 'n great nasie. Dis ons tradisies en ons is tradisievas en geloof en alles. So dis 'n ding wat diep binne ons gebeure is en geles en daar gaan bly lê vir baie lank. Maar byvoorbeeld oor sê kan jy Celine Dion kan nou sing I drove all night to make love to you. As jy dit in Afrikaans gaan sing, Ja, dit is ek het absoluut die hele aand onmoontlik. gery om jou te Dat is 'n groot verskil. Maar hier is- al die Afrikaners sal mooi sing I drove all Ja, night to make love to you. Maar sê dit in Dat is so mooi. Afrikaans, as hulle Maar as jy sê, Afrikaans dit doen, Ja. So, Maar dis nou eintlik Kate Winslet dis is so- so 'n goeie voorbeeld, want wat sou Titanic gewees het sonder Kate Winslet? Met Ja. die sapphire necklace. En die hele scene is gebou rondom hierdie skets, hierdie nude skets. En daai is nou 'n moment wat ek gaan, it needed to be in the film. Niks van Kate Winslet is vir my 'n vrou sonder morele waardes of iets nie. Sy's 'n aktrise met gravitas. Verstaan jy? Dit hang maar af wat, maar in Suid-Afrika is dit moeilik want ons het ja, dis so. ja, dan klein kan dit vinnig plekkie. kom en raak. Ja. In plaas van mooi Of dit raak. kan perceive word as kom en. Ja. Maar ja, presies word as kom en maar dit is ook mooi geskied en mooi geskryf en alles, maar En ek dink die ander ding ook in Suid-Afrika wat dalk ook kan bydra tot dit is die kans dat jy jou CP karakter of CP akteur of film of sanger of wat ook al in 'n spar of 'n hoelies gaan raakloop is soveel groter as wat jy 'n Sandra Bullock of 'n Kate Winslet gaan raakloop. So die afstand is nog is, dit is steeds, waar. verstaan, die afstand is nie net daar die TV en hier is ek as kyker nie. Ek kan in Bobby van Jaarsveld vasloop op 'n fees. So ek dink dis daai ding ook van it's too close to home amper. Maar dit is nogal 'n touchy subject. Mens dink is dit nog 'n storie, maar ek het actually besef hoe hektiek dit is want as jy self nie deur sulke goeders al gegaan het nie, dit is baie keer soos jy gaan net deur dit want dit is 'n groot storielyn en jy doen dit want verstaan dit word van jou verwag, maar As mense wat regtig daardeur gaan. as jy in die midst van dit is, dan besef jy, "Jou, wag 'n bietjie, hierdie is eintlik nogals hektiek waardeur Dis wat ek nogals karakters waardeer gaan. van die stories wat ons vertel. Baie van dit is goed wat regtig met mense Ja. gebeur en dit is belangrik om dit te vertel met integriteit. presies. ja, ek het 'n kortfilm geskiet. Dit was basies 'n hijacking scene en waar ek 'n boot toegemaak is en 'n klomp sulke goeters en dit het baie mooi uitgekom alles. Maar ek het te vir die ouens gevra om dit nooit te eer of te wys of niks nie. Want dit is net It's too close to dis home. too close to home en in ons land dit gebeur. En om so iets te reenact, ek weet nie, jy moet dit so goed kan doen. Want ons mense wat daardeur is en gaan seer kry. Ja. So toe moes ek vir hulle vra om dit asseblief nooit te wys of Ja, ek weet nie, dit is ja, ek weet nie, ek ken mense wat al deur sulke goeders is. ja, En om vir hulle daai film te wys, dit sal nie vir hulle goed sit nie. ja. Maar met dit gesê ook, ek weet nie of julle dit al ervaar nie, maar ons het laasweek ook hieroor gepraat in praktyk.
in praktyk. Anyways, dat partykeer 'n mens sal deur ietsie gaan en dan 'n paar maande daarna dan word jou storielyn of dan kom jou storielyn uit en dan is dit actually waardeur jy gegaan het. So het julle al baie keer so iets ervaar en dan actually closure gekry deur 'n storie soos daai storie te speel of die storielyn te jol. Ek kan nie nou dink aan een nie, maar wat ek wel kan sê is wat amazing was met Rietjie se storielyn met die breingewas wat haar gedrag tot so tot die weet dat sy mense vermoor, weet dat haar hele persoonlikheid verander oor 'n gewas. Jy weet baie mense dink dis vreeslik far-fetched, maar dis vir my so mooi dat daar 'n vrou is wat actually 'n e-pos gestuur het vir die mense by binnelanders en gesê dankie, hierdie is my storie. Ek weet nie, ek kan nie sê dat iemand vermoor of wat ook al nie, maar dat sy het as gevolg van 'n breingewas 'n verskriklike gedragsverandering, persoonlikheidsverandering ondergaan en dit was presies Rietjie se storie en sy het gesê dankie dat julle dit met soveel integriteit vertel het. Dis ongelooflik. So dan dat is gaan jy mooi. sjok, dit kan iets beteken vir iemand. Want daar is twee kante daar. Ja, want dit soos kan wat iemand jy gesê het. gesond maak En dit ook. kan Ja. iemand Ja. gesond maak ook. En So dit mens is moet actually daai wat so balans mooi is. vind. Maar dat en dis wat ek dink ons skrywers so great reg kry en ek wil vir hulle regtig 'n pleintjie gee hiervoor is dat hulle stories uitdink en skryf en vertel van regte mense wat regtig daar buite gebeur en dat hulle dit op so 'n manier vir ons neersit en vir ons die geleentheid gee om te speel dat ons mense se lewens kan aanraak en party mense genesing vind, jy weet, deur die stories wat ons vertel. Ons het eintlik 'n ongelooflike verantwoordelikheid as akteurs vir enige medium, teater, film, reeks, sepie, dis 'n groot voorreg om te kan act, maar is ook 'n groot verantwoordelikheid want elke liewe storie in die wêreld wat al vertel is op enige medium het al met iemand gebeur. So ons vertel tegnies iemand anders se storie. Dis soos om 'n grappie oor te vertel. As jy die punchline aan die begin sit, dan gaan niemand lag vir die grappie nie. So dis belangrik om 'n grappie reg te vertolk of oor te vertel. So dis kom ek voel dis 'n groot verantwoordelikheid om iemand anders of om 'n storie te vertel, want jy moet eer doen aan die storie. Anders gaan niemand inkoop in daai karakter en anders gaan niemand hulle self sien en dalk gaan, o maggies, maar is ek nie nou al te lank by hierdie man wat my, jy weet, of vrou wat my dalk fisies aanrand nie, want dit is ek het baie sulke nuus gekry of inbox boodskappe gekry na die storielyn met Ferdi wat vir Naomi slaan. Van vrouens wat my gesê het dankie tog, ek het actually vanaand myself gesien deur jou en ek gaan hom nou verstaan sulke goeters. En ook daar's twee kante want party mense reageer verskillend op die waarheid. Dis vir party mense retaliate onmiddellik en keyboard warriors en hierdie is sommer twak en ek kan nie glo dit, maar dit is eintlik omdat hulle self met daai goed sit en dis nie vir hulle lekker om dit te sien nie. Ja. Hoe dink julle behou 'n mens egtheid in 'n bedryf wat dikwels kommersiële sukses beklemtoon? Vir my is dit 'n ding van ken jouself en weet wie jy is en hê 'n counsel, hê daai groepie pelle buite die bedryf of jou familie of wat ook al en in die bedryf wat jou aanspreeklik kan hou vir en vir wie jy nie kwaad sal raak as hulle eerlik met jou praat sê raak my bietjie rustig, jy is nie so oulik soos wat jy nou tans dink jy is nie. Dit is net 'n werk ook. So ek dink dis belangrik om jouself te leer ken en nie te verloor in die proses nie. Ek dink 100% belê in jou lewe buite die bedryf. Maak nie saak hoe groot jou sukses is nie, jy ry nog steeds huis toe in die aand, nê? Of maak nie saak hoe sleg jou dag is nie, voel ek laat dit waarna toe jy huis toe gaan, altyd vir jou meer beteken. Al lewe ek vir ek love acting en ek love dit om te perform en ek's 'n kunstenaar tot in my DNA, maar net die terugvoer, die aard is so persoonlik en ek dink die terugvoer daarvan kan uit soveel verskillende agendas kom, dat eintlik moet jy regtig weet wie jy is en ek dink dit is om daai mense te hê, 'n core groep mense wie jy vertrou het sê, hoorie maar as daai persoon dit sê, moet ek regtig begin gaan nadink oor
oor waar ek staan op sekere kwessies. Ja. Ek het die vraag anders gehoor, maar Hoe het jy dit verstaan? nee, ek het verstaan as om hoe bly jy half authentic en verkoop nie jou siel noodwendig vir enigiets en alles vir kommersiële gebruik nie of misbruik nie. En wat sal die antwoord wees op dit? Ek dink jy trust yourself, jou gut en alles en baie keer as jy so desperaat om benoude katte maak benoude spronge, baie keer die bedryf verander so vinnig, veral ons musiekbedryf verander so vinnig, amper elke maand. Dis asof mense se musieksmaak verander en dis net die styl verander en wat deesdae die mense wat stream is jonger mense. So waar is ons mark heen omdat die series weg is? Hulle het nie verdwyn nie, hulle is nog daar iewers, maar hulle stream nie soveel soos jong mense nie. So nou moet jy ewe skielik jou musiek jonger maak om 'n audience te kan create want jy weet nie waar jou ander audience was nie. En is dit nie noodwendig wat jy sou doen nie? Ja, en ek weet nie, ek skryf nog altyd en ek sal nog steeds like om my eie goed te skryf en my belarings te skryf en sulke dinge, maar nou skielik moet jy amper skryf in 'n dansmark in. Ja. Wat ek nie heeltemal gemaklik voel nie, maar as dit vir jou werk inbring en jy kan nie altyd ek weet soos baie byvoorbeeld mense sê die musiek, hulle gaan nie hulle siel verkoop en kommersieel gaan nie. Maar hulle is die eerste mense wat daar jou voor staan as Justin Bieber kom sing. Ja. Dan maar hulle gaan nooit hulle siele verkoop nie. Op 'n einde moet jy besef, hoor jy, Ek het kan nie my siel verkoop, maar betaal. ek moet seker maar brood op my tafel Tafel kry. sit, ja. Ek het 'n boek gelees van Rick Rubin, The Creative Act. En in die laaste chapter dan sê hulle jy kan nie suksesvol wees met kreatief wees as jy monde moet voer nie. Nee, dit is net op 'n heeltemal ander punt, maar dit is baie interessant en wat dit my bybring is ons is so gelukkig om elke dag toneel te kan speel, nee, elke dag stel toe te kom en so. Vir jou ook, jy het verskillende outlets waar jy kreatief is. Maar ek wonder baie keer of dit ek dink gesond is. Dis eintlik wat ek wil sê is Bobby soos like om te sê okay, kommersieel, maar wat is my passion? En ek dink dit is om daai balans te kry van hierso sal ek 'n bietjie gee van myself, maar dan hierdie ding hou ek vas. Ek wil letterlik my volgende vraag was soos as jy kon teruggaan. Ja. Soos dit was nou jou eerste dag in die bedryf, soos wat sou jy anders of wat sê vir jouself gesê het om dit hoe sê jy dit soos genavigate het? Ek dink tog die struggle is deel van om uit te vind wie jy is. Ja, definitief. Maar wat ek nou wat ek op daai punt is ek dink net soos wat die mode is altyd weer reoccur, nê. Ek word nou as ons kom ons gebruik klere vir 'n voorbeeld en 'n high waist pants like beautiful op jou lyf, nê. Dan maak dit eintlik nie saak wat met die mode gebeur nie. Jy moet onthou jy het 'n high waisted pants lyf, nê? Ja. En ek dink dit is iets van know your type en love die tipe artist wat jy is. En om tog al is jy soos jy is Bobby van Jaarsveld, maar tog in dit is daar 'n speling. Ja. Nou, kom ek okay, dit is nou die ding. So kom ek gaan in 'n bietjie meer 'n dans of wat ook al in, maar dit is tog om daai essence wie jy is te onthou en vas te hou aan dit. Van die begin af, ek het hierdie jaar is my 20ste jaar vanaf my eerste album. So dis lank. Dis Ja, ons dis 20 jaar op die amazing. lig ook. So dis jou 20ste jaar, jy 2005 begin en ons as binnelanders het in 2005 begin. Crazy. Okay. Ja, Kyk, 20 jaar. it was meant to be. So my eerste album was op 17 gewees. So dis nogal lank, so ek is 'n oom Bob. Plus van Bobby. Ek kan nie meer Bobby wees nie. Dis nou nou Bob. Bob, Ek moet nou Bob. Oom Bob. Soos destyds daai FNB kaarte, die Bob spaar. Ja. Okay. Ja. Daai Bob, ene. Ja. Wel ek sou nie vandag hier gewees as dit nie vir baie kunstenaars was nie. Ek meen ek het op Sarat 6 daai tyd was dit nou graad 8 begin. 14 jaar oud begin sing feeste en skoue en alles en my eerste toer was saam met Dozy toe ek 17 was. So hy het my op toer gevat en toe daarna Robbie Wessels en toe Tian Jordan. So klomp mense, klomp Afrikaanse sangers in die industrie het my al soveel gehelp. Steve, almal ek weet nie, ek was op almal op toer, almal het my ge-embrace en gehelp. Ek dink is omdat daar was nie baie jong kunstenaars daai tyd gewees nie. En ek moes seker maar vir 'n paar bietjie speakers dra. Dit was 'n bietjie Jy moet jou skoolgeld betaal. Skoolgeld betaal. Ja.
Maar ek ja, verseker ek dink die grootste invloed sal wees teens. Ek was die langste saam met hom gewees en hy het my definitief die meeste ropes geleer van almal en ja, hy het definitief 'n groot impak op my gehad. Ek wil net gou vinnig daar aansluit en sê daar's 'n baie bekende quote wat mense altyd sê en dit is never meet your heroes because you're going to be disappointed. En ek was soos okay, dit het my nog nie oorgekom nie. Maar toe lees ek nou die dag 'n ander quote wat daai een so klein bietjie counter en dit was people who say never meet your heroes because you're going to be disappointed. They have the wrong heroes. Wow. Dit was nou nogal vir my baie cool geweest. Want elke liewe persoon wat ek al ontmoet het in my loopbaan wat vir my my hand gevat het en my gehelp het en my touwys gemaak het en raad gegee het en geluister het as ek gesukkel het. Almal van hulle het ek nou nog 'n verhouding mee en is van my beste vriendinne. Hanna Peppler, Leandi Durant, jy weet daai mense Amanda Strydom wat my ma in die sepie speel. So ek was bevoorreg in my jong loopbaan al gewees om elke keer die regte mense op die regte tyd of regte plek in my lewe te ontmoet om daadwerklike impak op my lewe en my loopbaan te hê. Ek moet sê die eerste naam wat by my opkom is Paul Creer. Enige iemand wat vir Paul Creer ken, sal nommer 1 weet, is net die amazingste mens, maar ek voel dit is ook die pivotal oomblik in my karier waar ek gegaan het van musiekteater na film, wat my op 'n hele reis gevat het in 'n ander rigting. En net weer hy's net 'n ongelooflike mens. En hy het my eerste kans gegee en na my eerste kans gegee het hy my tweede kans gegee. En ek het net so veel respek vir hom en daar's so 'n groot, ek weet nie wat om dit te noem nie, 'n tattoo in my lewe soos daai oomblik en die warmte en die liefde van hoe veilig ek gevoel het op 'n stel waar ek eintlik heeltemal uit my depth was. En ek kan net imagine hoeveel ander mense dit moes gevoel het. Ek meen, Bobby, was dit nie ook jou eerste Dit was my keer? eerste acting job Jou geweest. eerste acting job? Was Liefling wat Paul Creer gemaak het. En toe sê hy ook daarop. Ja, Ons albei. Cool. ons albei. Ons albei, so Paul Creer verseker. Ja, Acting gewys, hy verseker vir my baie deur opgemaak. Al as ek nou terugkyk na Liefling hier, ek is so skaam. Ek het definitief nog nie geweet om te acting, maar dit was lekker. man, dit is amazing. Dis al wat tel. Ja. Dis die gevoel wat jy wegvat van daai En ek produksie het nog nooit vir Paul gesien stres nie. Ek het nog Nee, hy is nooit. rustig. Dit was net joy. Dit was soos en dit is die ding van Paul is ek het hom nog nooit nie gesien dat hy glimlag of lag oor iets wat verkeerd gaan nie. En as die bedryf net so kan wees elke dag, nê, sulke lekker mense. Ja. En jy kyk, Ek sal sê Bobby Heaney. Ek het musiekteater ook geswat en toe ek klaar teater gedoen het op die pad. Toe het ek gaan audisie vir Erfsondes en audisies was letterlik soos die ergste ding vir my. Ek het soos opgegooi vir 'n audisie. Ek was 'n walglike mens, dis maar kyk nie. 'n mens weet wat jy kan doen, jy wil dit so graag hê, maar ek kry nie aldag die kans om dit te doen obviously nie en ek het in die audisiekamer ingestap en dank Vader ek het nie geweet wie hy is nie, want ek dink as ek moes geweet het wie hy is, sou ek ook definitief nie daai audisie kon doen nie, maar vir ons ek het so gebewe in daai audisie en toe sê hy sit neer jou papiertjie want ek moes my ID doen met 'n papiertjie. Jy weet, soos op matriek as kyk as jy foto's neem en bewe jou lip want jy weet, soos dis hoe dit was vir my. En toe sê hy sit neer jou papiertjie, kom ons chat gou. ek my lip het nie gebewe met hom. Ek kon nie smile nie. Anyway. Oh, sweet man. Ja, dit was verskriklik. En toe chat hy net met my en dit het gevoel asof 'n eier, soos die kalmte het net soos oor my gekom en ek het daar uitgestap en uit letterlik my hele soos
perception, is dit reg nie? Persepsie, ja. Oor die industrie en net oor wat ek het om te bring na die tafel toe verander. En daai dag het my lewe verander want toe ek was gecast toe in Erfsel. Ek wil nou net vra, hierdie sou baie donker Dit sou- einde gehad het as jy nie die rol gekry Ja, het nie. 100%. Dankie tog. 100%.